Ons word stil voor die Here en ons bid saam. Baie dankie, liewe Vader, vir die liefde en die bystand. Here, dankie vir hierdie mooi dag. En dankie, Vader, dat ons hier kan by mekaar wees en rondom U woord meer kan leer van U en wie U is. Here, ons lewe in 'n stikkende wêreld. Ons lewe in 'n wêreld waar sonde vry rondhardloop, waar mense seer gemaak word. Maar Vader, ons vertroue is op U en U alleen. Ons vra dat U ons sal bystaan en dat U ons sal help. Ons vra dat U ons harte sag en oop sal maak vir dit wat U vir ons wil sê. Ons loof en ons prys U naam en net vir U. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Goed. Julle kan sit asseblief. I will try to bring in some more English. We have a newcomer here that you understand a little bit of Afrikaans, but not much. Yes. Right. Okay. So I'll try to just bring in some English just to keep you up with what we are talking about. Okay. We are also having communion today, so we will talk a bit more about that after the regular service. Okay. Goed, so ek lees vir ons die opsomming van die wet. This is the summary of the law of God that He gives to us, that Jesus Christ gave us. Dis in Matteus 22 van vers 34 af. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swaaye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie rus die hele wet en die profete. So Jesus is summing up the law of God in the basic principle of what the law stands for, and that is love. That we should love God first, and that we should love our neighbor. And our neighbor is everyone that we have to do with. Ons lewe in 'n tyd nou hier in Suid-Afrika waar dit nie gedoen word. En dit is vir ons 'n blik op hoe stikkend ons wêreld is. Ons kan praat oor die wet. We can talk about the law, that we all should obey the law. We should be in South Africa in a lawful way. Maar ons is ook kinders van die Here en ons is veronderstel om liefde uit te lewe aan alle mense. Maak nie saak wat jou velkleur is nie, maak nie saak wat jou taal jy praat nie, maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou is nie. Ons is veronderstel om liefde uit te lewe. En ja, ons kan verskil met mense, ons kan verskillende opinies hê, mense kan reg doen en verkeerd doen, maar die basiese beginsel van liefde is veronderstel om te heers in ons lewens. This is the way we are supposed to live, is in love. And love means seeking the best for the other person and not myself necessarily. Goed, ek gaan nie die geloofsbelijdenis nou doen nie, ons gaan dit doen tydens die nagmaal. So, ons gaan dit wel doen, maar net so 'n bietjie later. Ons is besig met 'n reeks waar ons kyk na die basiese beginsels van die Christelike geloof. We are looking at the basic principles of our Christian faith. Daardie dinge wat ons voorstaan, daardie dinge wat ons in glo, daardie dinge wat ons op vertrou, die basiese dinge. En soos ek laas ook gesê het, soos wat ons kyk na die basiese dinge, dan gaan ons ook 'n bietjie dieper. En hoe meer jy dink oor hierdie dinge, hoe meer kom jy tot 'n besef van wat werklikheid werklik is.
wie God werklik is en wat die beginsels daarvan wat sy effek het op ons veronderstel is om te hê. Goed, so ons is besig met die eienskappe van God en die volgende ding wat ons na kyk is wysheid. God is wys. God is wisdom. Wisdom. Previously we looked at God knowing all things, that God is omniscient, is the technical term for it, means that He knows everything. But now we are looking at wisdom. So, wat is wysheid? Wysheid is anders as kennis. Wysheid beteken nie noodwendig kennis nie, maar eerder die insig van hoe om daardie kennis toe te pas in die lewe. Wat ons veronderstel is om te doen. Dit is nie gekoppel aan jou IQ nie. Party mense word slim gebore, ander mense word bietjie minder slim gebore, nee. Ons almal word gebore met 'n sekere vermoë in ons verstand. Wysheid is nie gekoppel aan dit regtig nie. Jy kan groot wysheid hoor uit die mond van 'n kind uit. Jy kan groot wysheid hoor uit iemand se mond uit wat Down syndroom het. Dit gaan nie oor jou IQ nie. Dit gaan oor die beginsels van God en hoe jy dit toepas in die lewe. Wat sy keuses jy maak en wat sy raad en advies jy vir alle mense gee hoe hulle moet lewe. Dit is wat wysheid op neerkom. Die Bybel sê vir ons kennis sal tot 'n einde kom. God sê self, alle kennis sal tot 'n einde kom. Die dinge wat ons verstaan oor hoe die wêreld werk en allerlei dinge wat ons weet, gaan verander. Ons kry 'n nuwe heelal. Die beginsels wat nou tot van toepassing is, gaan verander. Die hele heelal gaan uitbrand en vernietig word. Al die elemente gaan vernietig word. Al daardie tipe dinge, al wêreldse tipe dinge, gaan tot op 'n einde kom eendag, wanneer God terugkom, wanneer Jesus terugkom, maar op die regte tyd daarvan. Dan kan jy nou oor al daai goed praat, en dit kan ons net teen mekaar maak. So, knowledge will come to an end, but wisdom will never come to an end, because God is wisdom. God is wys. God weet altyd wat die regte keuse is om te maak. God weet altyd wat die beste opsie is, en daardie beste keuses is altyd in lyn met God se wil en God se beginsels. So, wisdom is choosing the best option at every time, and those best options will always be in line with God's will. And He gives His will to us in His word. So ons leer die waarheid uit die woord van God uit, en dit is wat God altyd toepas. Hy is altyd in lyn met sy woord. So dit gaan nie net daaroor om te weet wat reg is nie, maar ook om dit te doen. En dit is wat ek so baie sien. Dit is wat my altyd so baie hartseer maak, is mense wat hulle self Christene noem, maar dan tree hulle op 'n manier wat nie in lyn is met wat God vir ons sê nie. Ons ondervind dit nou in ons land. Ons is veronderstel om sekere maniere te leef, om sekere dinge uit ons mond uit te hou, en ons gedagtes te rig volgens die wil van God. En ons doen dit nie. Ek praat van myself ook. Ons almal doen dit baie keer nie. Elke keer wat ek en jy voor 'n keuse te staan kom, wat gaan ek doen? Gaan ek hierdie ding doen of daardie doen? Moet my vraag wees, wat sê God daaroor? Wat is God se beginsels oor hierdie ding? En dan moet ek my optrede rig, nie volgens wat ek graag wil doen nie, maar wat God vir my sê om te doen. Wisdom is doing what God tells us to do. And every day, in multiple ways, we are put before a choice. What are we going to say and do in our lives? And we should direct those things based on what God says and not what people say. Ons word gedruk deur ons samelewing in sekere rigtings in. Mense raak opgesweep oor sekere dinge en doen sekere dinge wat in teenstelling is met wat God vir ons sê om te doen.
Dis baie eenvoudig eintlik. Weer eens, dit kom nie neer op jou IQ nie. Dit kom neer op wysheid. Wat doen ek in my lewe en is dit in lyn met God se woord? Dit is die vraag wat ons altyd onsself moet afvra. Die klein dingetjies en in die groot dinge. Ons kry seer, ons voel te nagekom, ons voel iemand het my slegte dinge aangedoen en dan doen ek dinge wat ek wil doen. Ek wil iemand terugkry, ek wil iets terugsê, dit is hoe ons optree, is dit nie. Maar ons moet stil word en ons moet vir onsself altyd afvra, wat sê die Here moet ek doen? En hoe moet ek lewe volgens wat God vir ons sê? Enigste wysheid wat ons het, kom oorspronklik van God af. Wysheid kom van God af. Paulus sê, God is die enigste wyse God. In Romeine 16 vers 27 sê hy, aan hom die enigste en alwyse God, kom toe die heerlikheid deur Jesus Christus vir ewig. Amen. Dis net God wat werklik wys is. Job 9 vers 4. God wat wys van hart en sterk in vermoë is, wie was al in verzet teen hom en het ongedeerd daarvan afgekom. Ons redding vind in ons redding vind God se wysheid sy volle uitdrukking. So God se wysheid word ten volle uitgedruk in die redding wat hy vir ons verskaf het deur Jesus Christus. The pinnacle of God's wisdom we find in Jesus Christ, who died for our sins. In the gospel of Jesus Christ, we find the very high point of God's wisdom. 1 Korintiërs 1 vers 24 sê, maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Christus is die krag en wysheid van God. Dit is hoekom ons altyd Jesus spreek. Ek hoop, en julle moet asseblief vir my sê, as Jesus Christus nie meer die hoofding is wat ek oor praat, dan moet julle vir my sê, Trudeau, jy is besig om van die spore af te gaan. Jesus Christus moet ons nommer 1 ding wees, altyd. Hy is die wysheid en die krag van God. Jesus is die verpersoonliking van God se wysheid. Jesus is the personification of God's wisdom on earth. Jesus is the pinnacle. He is the ultimate for all of us. Maar God het geweet, voordat alles begin het, voordat God die eerste ding gesê in die skepping, het hy geweet wat sou gebeur. Ons het gepraat oor die feit dat God alomteenwoordig is, dat hy alles weet. God het geweet die mens sal val in sonde. En reg van die begin af het God geweet dat hy homself sou moes opoffer. Hy het geweet dat hy na die aarde toe sou moes kom om te kom sterf vir ons sonde. Dit is God se wysheid. So God knew right from the start that he would have to come to earth as a human being, that he would have to humiliate himself to such a degree, to become a human being, to become like us, and to die for our sins. That is the wisdom of God. As ons weer kyk in 1 Korintiërs 1, ons gaan na vers 30 toe, staan daar, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom, regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. Daardie wysheid van God word vir ons uitgedruk deur Jesus Christus en dit verskaf aan ons regverdiging, dat my verhouding met God herstel kan word. Omdat God so wys is, het hy daardie vermoë vir ons gegee, daardie bevryding vir ons gegee, deur Jesus Christus. Maar nie net dit nie, ook heiliging, met ander woorde dat ons meer en meer soos wat ons leef, meer en meer soos Jesus word. En ons word vrygemaak van die las van sonde in ons lewens. En dit is alles deur Jesus Christus.
we are not only justified in Christ before God, and not only can we have a relationship of peace with God through Jesus Christ, but we are also made holy progressively through sanctification in this world, and we can also be made free from both the guilt of sin and the power of sin in our lives. Jesus word vir ons die wysheid. Jesus is vir ons die wysheid. Hy is die bron van alle wysheid, net soos wat hy ook die bron is van liefde. Psalm 111 vers 10 sê, die begin van wysheid is ontzag vir die Here. So enige wysheid begin by die vrees van God. Dit beteken nie dat ek bang is vir God en dat ek wegkwam nie, dit beteken ontzag. Die 2020 vertaling stel dit mooi, dat dit sê die ontzag vir God, dat ons ontzag sal hê vir God, dat hy ons hoogste prioriteit sal wees. So as ons wys wil wees, begin dit by die besef wie God is. En dit is wat ons in hierdie reeks doen, ons leer meer oor God. En soos wat ons meer oor God gaan leer, so sal ons dan ook meer wys word in hierdie wêreld. Die volgende eienskap wat ons na kyk oor God is God se waarheidsgetrouheid. God's truthfulness. God se getrouheid. God is getrou. God is nie 'n God van leuns nie. God does not lie, ever. En dit is nie so met mense nie. Ons weet, almal van ons vertel leuns. Almal van ons doen dit en ons ondervind dit daagliks hoe mense valshede kan sê. Mense is nie getrou aan hulle woord nie, ons het al baie gepraat aan. So ek 'n kind was dit gereeld gesê, jou woord is jou bond. Your word is your bond. Dit wat jy sê, is jy veronderstel om te doen. Dit is in my ingedrul toe ek 'n kind was. Hoeveel keer hoor jy dit vandag nog? Mense sê een ding en hulle doen iets heeltemal anders. This is the world we live in. People say one thing and they do something completely different. And they call themselves Christians. Hoe werk dit? Hoe sê jy, ek's 'n Christen, en dan sê ek hierdie ding en ek doen daai ding? Dit werk ons nie so. Dit gaan oor groot dinge en klein dinge. 'n Klein dingetjie, doen ek wat ek sê ek sal doen, of nie? En ons weet, ons almal val wat dit bykom. Maar God is nie soos ons nie. God is getrou. En God is getrou aan sy woord, die Bybel. Dit is wat God getrou op is. Hy is die enigste ware God. Job 17 vers 3. En dit is die ewige lewe. Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. God sal altyd doen wat hy gesê het hy sal doen. En hy sal altyd volbring wat hy beloof het. Altyd sal hy doen wat hy beloof het. Vers 19 sê, God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, en nie 'n mensekind dat hy van plan sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Sou hy praat en dit nie gestand doen nie? Natuurlik nie. Ons kan op hom staat maak, anders as met mense. Nou, ek sê daarmee nie dat ons baie keer nie moet staat maak op mense nie. Ons moet maar baie keer staat maak op mense. Nee, ons is afhanklik van mekaar. Ons het mekaar nodig. Daarom is dit ook so belangrik dat ek 'n mens moet wees van my woord. As ek gesê het ek sal iets doen, dan moet ek dit doen. En daarom moet ons ook stadig wees om dinge te beloof. Nee, dood eenvoudig prakties. Wees versigtig voordat jy sê ek beloof ek sal dit of dat doen. Dink daaroor. Sal jy regtig dit doen? As jy byvoorbeeld geld leen by iemand en jy sê ek sal jou maandag terugbetaal. Gaan jy dit doen? Of gaan jy dit nie doen? Ek kry dit daagliks. Amper daagliks. En mense wil sê ek sal jou dan nie geld teruggee. En dan gebeur dit nie.
Dit werk nie so nie. Jy moet berge versit om by jou woord te hou. Jou woord is jou band. En dit is hoe ons moet lewe. God is nie soos ons nie. Hy is altyd getrou. Spreuke 30 vers 5 sê, elke woord van God is gelouter. 'n Skild is hy vir hulle wat by hom skuil. Ons kan vertrou op hom. Al glo ons dit nie, al sien ons dit nie in ons wêreld raak nie, kan ons weet dat ons by God kan vertrou. Ons kan op hom vertrou. Hy gaan dan egter verder. In vers 6 sê hy, moenie iets byvoeg by sy woorde nie, anders verklaar hy jou skuldig en word jy as 'n leienaar uitgekruid. God says, He is true to His word, but be careful that you don't add to His word. If I promise you something, and somebody comes and says that I also said this and this to you, what an injustice that is. I didn't say that. Reg, ons kan dit verstaan. As iemand namens jou iets beloof, dan weet jy mos hierdie is nie reg nie. En ons moet dieselfde ook met God nie doen nie. Moenie sê God beloof dit of dat en jy het dit op jou eie opgemaak nie. Dit moet 'n lyn wees met God se woord as ons so iets sê. So ons moet mooi oplet. Moenie by God se woorde gaan bysit nie. So baie mense doen hierdie dinge. Dit gebeur die hele tyd. Ekskuus, kan ek 'n tissue kry? Ons is besig om in Job te lees. Het hulle opgelet waaroor Job gaan? Hierdie Job en sy vriende. We have morning messages every morning that I read a little piece from the Bible, and we are busy in Job. We are busy in Job, and you know what happens in Job? Job loses everything basically. He just as his wife left, all his children die, he loses all his possessions, and he gets sick. En die hele tyd in Job of die meeste van Job, gaan oor hierdie gesprek tussen Job en sy 3 vriende. Daar kom later 'n verdere persoon by. Maar jy sien die hele tyd hierdie gesprek oor hoe hulle worstel oor hoekom Job ly. Why is Job suffering? And why is God doing this to him? En dit is heeltyd 'n gespekuleerdery tussen hierdie klomp. En dan is hierdie een sê dit, en daai een sê dat. En hulle probeer redes opmaak vir hoekom Job ly. En baie van dit is nie waar nie. Dit is nie hoekom dit gebeur het. En ons weet hoekom dit gebeur het, maar hulle sukkel om dit te verstaan. So wat hulle doen, is hulle vat hulle eie opinies en hulle sê, dit is hoekom God dit gedoen het. En dis wat ons ook doen. Ons sal kyk na omstandighede en ons sal sê, hierdie gebeur oor daardie rede. En ons moet versigtig wees met hierdie tipe van ding. Baie keer dan gee God nie vir ons redes nie. Baie keer gee God nie vir ons 'n rede hoekom 'n ding gebeur het met jou. Eendag sal ons weet, maar baie keer in hierdie lewe weet ons nie hoekom 'n ding gebeur het nie. En aan die einde van die boek van Job gaan ons sien wat God gaan doen. Ons gaan sien hoe God gaan kom en hy gaan met Job praat en hy gaan sê, julle was verkeerd. Julle het dinge vir my gesê dat ek sekere dinge sal doen. Ek is die Here, nie julle nie. En dit sal ons nog sien aan die einde van Job. En as jy daai einde van Job lees, dan vat dit aan jou. Want dit ruk jou tot die besef, onthou wie jy is. Jy is maar net 'n mens. We are not God. God is God. En ons moet dit onthou, ons moet ons plek ken. Onthou wie jy is. En God maak beloftes, maar ons moet versigtig wees, dat ons nie sy beloftes op die verkeerde manier gaan toepas nie. Daar is baie valse predikers in hierdie wêreld. En hulle is baie hoogaanstaande tipe ouens. Hulle is op televisie en op die radio en oral.
Ons moet versigtig wees wat ons glo. Is wat hierdie persoon is wat ek hier sê, in lyn met God se woord. En as dit nie is nie, dan gooi jy dit weg. En as dit in lyn is met God se woord, dan vat jy dit vir jou en jy maak dit jou eie. Dan is dit vir jou 'n herinnering. Maar vir dit om waar te wees, moet jy die Bybel ken. Jy moet weet wat die Bybel sê om te weet of wat ek praat die waarheid is of nie. We should know our Bibles. We should read our Bibles. We gave you one the other day in your own language. Dit is belangrik dat ons eie woord van God lees, sodat ek weet wat staan in die woord van God. En dan kan ek onderskei, en dan kan ek wysheid toepas. En dan kan ek besef, God is getrou aan sy woord. Ons moet strewe daarna om soos God te wees. Ons moet strewe daarna om soos Jesus te word. Jesus het nooit gelieg nie. Hy het altyd die waarheid gepraat en hy was altyd getrou aan sy woord. Psalm 15 vers 2 sê, Here, wie mag 'n gas wees in die tent? Wie mag tuis gaan op die heilige berg? Hy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat, hy laster nie, doen sy medemens nie kwaad aan nie, en bespot nie sy naaste nie. Is dit ons? Laster ons? Doen ons medemens kwaad aan? Spot ons met mense? Maar ek dink ons almal weet, ons is skuldig aan hierdie dinge. Nee, ons is almal skuldig aan hierdie dinge. As ons eerlik is. As ons nie eerlik is, dan sal ons sê, ja, ek doen nie hierdie dinge. Maar ons almal doen dit eintlik. So ons moet versigtig wees. Dan gaan ons nou oor na God se morele eienskappe toe. Ons het nou gepraat oor sekere van sy, wat ons dalk kan noem verstandelike eienskappe, maar ons gaan nou oor na sy morele eienskappe toe. God's moral characteristics. The morality of God. En die eerste ding is God se goedheid. God is goed. Ons het dit hier voor op die kruis staan, God is good. God is 'n goeie God. Wat beteken dit? Alles wat God doen is goed. Alles wat God wil is goed. En wat beteken dit? Dit beteken dat God voldoen aan sy eie standaarde. Dit wat hy sê ons moet doen, dit voldoen hy self aan. En dit koppel natuurlik aan die feit dat God getrou is. Hy is getrou aan homself. As hy iets sê, dan hou hy by sy eie woord en hy is getrou aan homself, daarom hou hy by sy eie morele standaarde. En daarom kan ons ook sê dat God is liefde. Hy beveel ons om lief te hê, want hy self is liefde en hy is getrou aan sy eie standaarde van liefde. God keeps his own standards. That is why we can say that God is good. Lukas 18 vers 18 tot 19 sê, 'n sekere maghebber het hom gevra, "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe een, en dit is God." Terloops, wat Jesus hierso sê, is nie dat hy nie goed is nie. Wat hy hierso doen, is hy sê vir hierdie maghebber, dink mooi oor wat jy nou gesê het. Jy het nou gesê, ek is goed. Niemand is goed nie, behalwe God. Dit kom op Paulus natuurlik, maar nie enige van ons is goed nie. Daar is nie so iets soos 'n goeie mens nie. As ons regtig besef, ons noem sekere mense is goed, want hulle doen goeie dinge, hulle help ander mense en so aan. En dit is goed so, dit is right om dit te doen. Maar het basiese beginsel moet ons besef dat alle mense is sondaars. Ons is almal sondige mense. Maar Jesus sê vir hom, dink mooi oor wat jy nou gesê het. Jy het gesê, ek is goed. Moet dit nie sommer net sê nie. Wie is die enigste een wat goed is? God is goed. En niemand anders nie. So wat hy daarmee sê is, ek is God. As jy sê ek is goed, dan sê jy daarmee ek is God. So, God is the only one that is good. No human being is actually good. We are all sinful people.
Sometimes we can do good things, we can help other people, we can give something to someone else, and we can do good things. And certainly there are some people that are worse than others. Some people are criminals, other people follow the law. But at base we understand that everybody is sinful and we all need Jesus Christ to be saved from our sin. So wat Jesus dan hierso sê is, hy besef dat slegs van God gesê kan word dat hy goed is, want hy is natuurlik self God. So wat beteken dit dan om goed te wees? Dit beteken dat ons aanvaarbaar moet wees vir God. Dit beteken nie dat ons aanvaarbaar moet wees vir mense nie. My optrede moet nie gerig wees volgens wat ander mense gaan sê daaroor nie. En dit is 'n groot ding vir ons, nee. Ons wil aanvaar word deur ander mense. Ons wil nie vyande maak nie. Ons wil nie hê ander mense moet nie van ons hou nie. Maar nou dat ek daaraan dink, wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, hy bring nie vrede op aarde nie. Hy het gesê, hy bring vyandskap. Vyandskap in jou eie familie, vyandskap onder jou eie vriendekring. Baie keer, as jy gaan doen wat God vir jou sê om te doen, gaan jy dalk kwaai vriende raak met mense. Mense gaan jou dalk wegstoot, selfs uit jou familie uit, selfs uit jou eie huisgesin uit. When we do the right thing according to what God says, we might become outcasts in this life. We might be pushed out because people want to live the way people want to live, not the way God tells us to live. So ons moet mooi verstaan, wat is 'n goeie mens? Die goeie mens is die persoon wat regtig doen wat God sê, hoe ons moet lewe. Maar selfs dan weet ons is almal ook sondaars, ons almal val elke dag in sonde. En daarom het ons Jesus nodig. Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Moenie aan die wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So ons moet op die regte manier begin dink. We have to not be conformed to this world, but we have to be transformed by the renewal of our mind, the Bible says. Ons moet op die regte manier begin dink. Ons gedagtes moet gerig word volgens die wil van God, soos wat dit uitgedruk word in die Bybel, en daardie wil is perfek. God's will is perfect, and we must direct our minds according to what God says, and not according to what people say. Goed, hierdie beginsels koppel aan mekaar. Goedheid vloei van God af, soos liefde. God is die bron van liefde, dit vloei uit na ons toe. En so is dit ook met goedheid. God is goed en daardie goedheid vloei deur ons. En daarom as jy gelei word deur die Gees, wanneer jy wandel in die Gees, dan sal jy gedryf voel om goeie dinge te doen, om die regte dinge te doen. So wanneer jy daardie dryfkrag voel om iets goeds te doen vir iemand anders, dan kan jy weet dit kom van die Here af. Die Here werk deur jou, hy gebruik jou hande en jou voete om sy wil te doen. And that's the way we should live. We should be driven by God as we walk in the Spirit of God to do His will. Jakobus 1 vers 16 tot 18 sê, moenie mislei word nie, my geliefde broers. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Volgens sy wil het hy ons verwek deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. Psalm 84 vers 11, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000 daar buite. Ek wag liewer op die druppel van die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Ja, 'n son en skild is die Here God, genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik lewe nie. Goed, so God promises that He will not withhold good
from those who live according to His purpose, according to His principles. So, ons moet egter nou versigtig wees. Wat is goed? Ons lees in die boek van Job hoe hy en sy vriende spekuleer rondom wat goed en wat sleg is en hoe dit inval by hulle bepalings van hoe dit veronderstel is om te wees. Ons moet onthou, God is goed, nie ons nie. Hy is die een wat bepaal wat goed is en hy doen dit in die ewigheid. Dis in hierdie konteks wat ons Romeine 8 vers 27 tot 28 beter kan verstaan. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Sorry, I can't remember the English text really, but it talks, Romans 8 verse 28 says that all good things come to those who love God, who are called according to His purposes. So what does that mean? Does that mean that everything that I experience will be nice, will be fun, will be something that I enjoy, that brings me comfort? No, it does not mean that. When we read Job, we understand this much better. That this life can be really, really difficult. We experience that day to day, that this life is broken. Maar God kyk na ewigheid. God looks at eternity. This life is short. Hierdie lewe is maar net kort. Ons ondervind dit in oomblikke. In breuke ondervind ons hierdie lewe. God kyk nie na hierdie lewe soos ons nie. Hy kyk in ewigheid. In hierdie kort lewe, die belangrike ding wat ons moet doen, is om Jesus Christus te kies in ons lewe, elke dag. Dit is die fokus wat ons moet doen. Our focus in this life must be Jesus Christ and choosing Him every day. Doesn't matter what happens. En hierdie kort lewe gaan vinnig verbygaan. En dan wag ewigheid vir ons. En in ewigheid wat nou is en in die toekoms is, sal alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. In eternity that includes today, God promises that everything will work out to the good for those who love Him. But we must understand and we must be focused that we don't put everything into our small little experience of now. Ons dink in hierdie oomblik, ons moet in terme van ewigheid dink, ons moet in die Gees lewe en ons moet in vertroue lewe. I keep coming back to what Chuck Missler said. He said, every day God finds a new way to ask me, do you trust me? God vind elke dag 'n ander manier om my te vra, vertrou jy in my? Of kyk jy vas na wat nou gebeur het? Kyk jy vas na wat iemand nou gesê het, of iets nou wat nou aan my gedoen is? Of selfs verskriklike dinge wat in die wêreld gebeur, wat met kindertjies gebeur, in hulle huisgesinne, waar hulle veronderstel is om beskerm te word. Werk al hierdie dinge ter goeie mee? As 'n babietjie op die mees veilige plek, waar die babietjie veronderstel is om die mees veilige plek te wees, in die baarmoeder van haar mamma vermoor word, kan ons sê, God is getrou of nie? Ek hou aan dink, as ons in die hemel kom, gaan ons miljoene kry, wat vermoor is in die baarmoeder van hulle mammas. Hulle is daar, hulle is aan die bors van Jesus, en ons gaan hulle daar kry. God is goed, God is getrou, en ons moet dit onthou, ons moet oppas, dat ons nie in ons omstandighede vaskyk nie, vertrou op die Here. En dit is iets wat maklik is om te sê. It's easy to say, trust God. But when life comes, and the difficulties hit, and the sorrows
and all of these injustices happen, that's when God asks us, do you trust me or not? Mag die Here ons help, mag hy vir ons die krag gee, mag hy vir ons die wysheid gee en die goedheid gee om dit te onthou. May God give us the strength and the wisdom to understand these things and to carry it through every day and every moment of every day. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir hierdie tydjie in die woord. Liewe Vader, elkeen van ons ondervind allerlei dinge in hierdie tyd en in hierdie wêreld, in ons omgewing en met die mense wat ons te doen het. Maar Here, ons vra U dat U vir ons die wysheid sal gee en die insig sal gee om te verstaan dat U beter weet as ons en dat U getrou is en dat U goed is en dat U wys is en dat U weet wat ons nodig het, wat ons regtig nodig het in terme van ewigheid, die ewige lewe wat ons reeds het. Here, wil U asseblief vir ons die vermoë gee en ons help om in die Gees te wandel en U te sien, selfs in die moeilike omstandighede. God, help us to trust You in everything that happens in our lives. Help us to follow You and help us to follow Your principles and to do what is right, no matter what happens to us and what other people do. Lei ons, Here, ons loof en ons prys U heilige naam. Ons aanbid U alleen as ons God, ons Vader, ons Redder en ons Verlosser. En ons vra hierdie dinge net in die naam van Yeshua, U Seun en ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen.